Baie welkom by week 4 van Vervulde Lewe. 'n Reeks wat ons vir 5 weke saamstap om te kan ontdek hoe ek en jy ware vervulling by God kan vind deur sekere geloofsgewoontes te kan beoefen. Nou laasweek het ons gekyk na die geloofsgewoonte van rus. En hierdie week staan ons stil by 'n geloofsgewoonte wat kan gebeur wanneer ons die vervulling van rus gekry het. En dis naamlik die geloofsgewoonte van diensbaarheid. Hoe sou ek en jy vandag diensbaarheid kan beskryf? Kom ons kyk na die volgende. Diensbaarheid is die uitdrukking van Christus se liefde deur die praktiese behoeftes van 'n ander te help vervul deur om ander te dien, veral die wat die meeste hulp nodig het. As ons vandag praat oor diensbaarheid, begin dit eers by die hartsmotief. Hoekom ek en jy ander wil dien. Nou baie mense het al gehoor van Johannes 3 vers 16, maar het jy al gelees 1 Johannes 3 vers 16 en verder aan? Ek nooi jou gou om saam met my hierdie gedeelte te lees. Johannes die disipel kom skryf: Ons het die volmaakte liefde leer ken. Dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons afgelê het. So moet ons ook ons lewens prysgee ter wille van ons broers en susters. Iemand wat ryk is aan aardse lewensmiddele en sy broer of suster sien gebrek ly, maar weier om 'n helpende hand uit te steek. Hoe is dit moontlik dat die liefde van God in daardie persoon woon? Kinders, laat ons nie lief hê met woorde of gepraatery nie, maar eerder deur ons optrede en met opregte bedoelings. So vanuit hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sien ons hoe daar diensbaarheid is vanuit ons optrede. Maar dit begin eintlik by ons harte, rond die motief van ons hart, en ons eerste groot waarheid vandag is dit: diensbaarheid begin by liefde. Eerste die besef van God se groot liefde aan ons openbaar deur Jesus Christus. Hoe Christus ook diende liefde kom wys het vir jou en vir my, en ons daarop kan reageer. Met hart vol dankbaarheid kan sê, Here, ek wil graag nou ook U dien en die mense om my dien in liefde. Sien, gesonde diensbaarheid is nie vandag bloot om gesien te word of geëer te word nie. Eerder gaan dit om liefde te bewys. Nou, baie keer as mense kyk na diensbaarheid, dan dink hulle dis 'n teken of aktiwiteit van swakheid, om in jou pad te gaan om ander te kan help. Soms ook word krag en invloed gesien in hierdie wêreld as iets wat eksklusief is aan politieke leiers, wat groot mag het en so groot besluite kan maak in hierdie wêreld. Maar as ons kyk na Jesus se model van leierskap ook, dan sien ons dat hy praat baie keer van diensbaarheid, dat juis in ons diensbaarheid lê die krag en die invloed wat ons kan hê om uit te oefen op hierdie wêreld. Ek wil nou om saam met te lees 'n gedeelte wat Jesus juis meer hieroor praat in Matteus 20. Kom ons lees saam. Jesus roep hulle toe bymekaar en sê: Julle weet, in hierdie wêreld tiraniseer die magshebbers die nasies en die magtiges domineer hulle. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle 'n leier wil wees, behoort julle diensknegt te wees. En wie die eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so ook het ek, die seun van die mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. So vanuit hierdie skrifgedeelte sien ons die tweede groot waarheid oor diensbaarheid. Dis naamlik dat diensbaarheid is invloed. Jy sien, Jesus het meer as net mooi woorde gespreek oor diensbaarheid as deel van leierskap, maar dit ook aangeneem in sy eie lewe. Dis die manier hoe hy gelei het en invloed uitgeoefen het. Nou in Jesus se tyd sou dit nie juist gesien het as 'n baie populêre leierskapstyl om so te dien nie, maar tog het Jesus juist die impak gemaak en invloed uitgeoefen daardeur. Vandag, na meer as 2000 jaar, staan Jesus Christus kop bo water uit as die mees invloedryke figuur in die geskiedenis van die mensdom. Waar dit begin by 'n man wat God gestuur het om te kom dien, om hierdie wêreld te kom dien en te kom wys God se liefde ook
in daardie diensbaarheid. Mag ek en jy ook geïnspireer word om te kan sê, ek wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ek wil 'n invloed uitoefen. Maar dit gaan gebeur wanneer ek my mou oprol, te sê, Here, ek gaan diensbaar wees vir U. 'n derde en laaste waarheid oor diensbaarheid vandag is dat diensbaarheid is ook 'n leefstyl. Wat bedoel ons daarby? Jy sien, baie keer word diensbaarheid beperkend gekategoriseer binne net 'n sekere geleentheid tussen sekere mense. Byvoorbeeld, mense sou sê ek is diensbaar wanneer ek vir arme mense kos voorsien. Maar vandag besef ons dat diensbaarheid is baie wyeer as slegs net dit. Ja, dit is ook diensbaarheid. Maar dat diensbaarheid strek verskillende areas van ons lewe. Byvoorbeeld, diensbaarheid kan strek in ons werksplek in. En onsself die vraag vra, hoe is ek en jy besig om by ons werksplek mense te dien in liefde? Juis ook in ons diagram van verskillende lewensareas sien ons waar 'n werk deel van hierdie areas is. 'n Mens spandeer so 'n groot deel van jou lewe by jou werk. En dis 'n plek waar die Here ook jou roep om daar te dien in liefde. Om te kan beleef dat jy uit jou pad uit kan gaan om te sê, ek wil nie net bloot probeer om my werknemers gelukkig te hou nie, maar ek wil graag by 'n plek wees waar ek werklik dien in liefde, met uitnemendheid en in liefde ander mense dien. So kan dit ook wyeer strek in jou familie en vriendeverhoudinge. Om te vra, hoe is ek besig om my geliefdes te dien in liefde? Dan ook kan ons kyk na ander areas van die lewe in jou gemeente. Hoe is jy besig om tans by jou kerk te dien in liefde? Is dit dalk nodig dat ek of jy dalk meer betrokke in ons gemeente is of as vrywilliger daar te kan dien? Nog 'n area waar die diensbaarheid strek ook is in ons gemeenskap. Waar jy beweeg tussen mense, om te besef, hoe kan ek ook daar dien in liefde? Vandag moet ek en jy besef dat diensbaarheid is meer as net iets wat ons een keer 'n jaar doen iewers. Dit is 'n dag-tot-dag leefstyl waar ons blootgestel word aan geleenthede om 'n verskil te kan maak in hierdie wêreld. So vandag wil ek 'n uitdaging prakties by jou los vir hierdie week. Die uitdaging is dit, om in hierdie week doelbewus iemand in liefde te gaan dien. Om jouself te vra, waar kan ek vandag iemand in liefde dien? Dit kan 'n daaglikse oefening wees wat jy doen. En natuurlik, die moontlikhede is so verskillend en daar's soveel geleenthede. Het sy by jou werk, by die huis, in jou gemeenskap, by jou gemeente, om te sê, waar kan ek vandag prakties dien? Dit kan iets eenvoudig wees om iemand te help, oproep te maak, boodskap te stuur, iets prakties te help, wat ook al dit mag wees, maar dat jy kan beleef, ek gaan prakties dien in hierdie week. Soms kom hierdie diensbaarheid geleenthede ook onverwags en onbepland. En baie keer ons eerste reaksie is dat dit ons gaan ontrief, ongemaklik gaan wees. Maar juis dis wat baie keer diensbaarheid van ons vra, is dat diensbaarheid ons kom nooi buite ons gemaksone, om daar te gaan dien en buite onsself 'n verskil te kan maak en 'n seën te wees. En te beleef die vervulling wat dit kom bring in jou en my lewe. Dis wat die lewe maak tel, is jou en my bydra tot ander mense se lewe, wat werklik vervulling bring. Ek wil afsluit vandag met bekende woorde van 'n vrou wat bekend was vir haar diensbaarheid, naamlik Moeder Teresa. Sy kom sê die volgende oor diensbaarheid. Nie almal van ons kan groot dinge doen nie, maar ons kan klein dingetjies met groot liefde doen. So hierdie week mag jy opnuut bewus raak van Christus wat jou in liefde kom dien het. 'n God wat eerste spreekwoordelik sy mou opgerol het en gesê het, ek wil jou kom dien in liefde. Mag dit jou hart vol maak van dankbaarheid. Die lewe kom vervul as jy besef God se hart vir jou rondom diensbaarheid. Dat jou sal inspireer ook vandag om te sê, Here, Jesus, soos U ook my kom dien het, wil ek graag ander mense gaan dien hierdie week. Ek wil graag diensbaarheid 'n leefstyl maak waar ek in verskillende areas van my lewe, in my werksplek, ja, maar ook in my gemeentelewe, by die huis, in my gemeenskap,
graag ander dien, 'n seën vir ander wees, hierdie wêreld 'n beter plek los, omdat ek besluit het om te kom dien. Mag jy beleef die vervulling wat dit bring, ook vir jou in hierdie week en vorentoe. Daar gaan nou geleentheid wees in jou klein groep waar jy kan gesels rond die besprekings vra. Mag dit ook goeie gesprekke wees. Baie seën vir jou week.